Goeienaand, liewe vriende. Ek groet jou in Jesus Christus se naam. Dankie dat jy vanaand inskakel by die aanddiens van Uit die Woord Digitaal. Ons skriflesing kom vandag uit die woord van die Here uit Lukas 6. Ons lees vers 43 tot 46. Want dit is nie 'n goeie boom wat slegte vrugte dra nie, en ook nie 'n slegte boom wat goeie vrugte dra nie. Want elke boom word geken aan sy eie vrugte. Van dorings pluk 'n mens tog nie vye nie, en 'n mens sny ook nie druiwe van 'n doringbos nie. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart tevoorskyn wat goed is. En die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart tevoorskyn wat sleg is. Want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond. En wat noem julle my, Here, Here, en doen nie wat ek sê nie. Ons lees net tot sover vandag uit die woord van die Here. In die besonder hierdie laaste vers wat ons vandag saam gelees het, gaan ons dit as ons teks gebruik by hierdie geleentheid. Dit is Jesus se woorde in vers 46. En wat noem julle my, Here, Here, en doen nie wat ek sê nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, hierdie vraag in vers 46 wat Jesus gevra het, is 'n ernstige vraag. Dit dring deur tot in die diepte van ons geloofslewe. Dit toets nie ons kennis nie, maar dit toets ons gehoorsaamheid. Dit meet nie ons emosies nie, maar ons onderwerping aan die lewende God van hemel en aarde. Die Here soek nie net mense wat sy naam op hulle lippe neem nie, maar hy soek mense wat sy wil doen en aan hom gehoorsaam is. Broeder en suster, hierdie vers praat vandag met almal van ons wat na hierdie boodskap luister. Kom ons wees vandag eerlik met onsself en ons ondersoek ons lewe in die lig van God se woord. En ek gaan kyk diep in my hart vandag. En ek maak my hart oop vandag vir God se woord, wanneer die Here met ons praat oor hierdie tema. Die Bybel maak dit duidelik dat ware geloof altyd vrug dra. As ons kyk na die boek van Jakobus, wat 'n baie praktiese boek is, waar Jakobus geloof en dade bymekaar bring, sê hy in Jakobus 1 vers 22 die volgende: En wees daders van die woord, en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Jakobus praat hier met Christene, en hy gebruik hierdie woord bedrieg. Jy kan jouself bedrieg as 'n Christen. Jy kan sekere foute in jou eie lewe miskyk, en jy kan verkeerde dinge dalk nie raak sien in jou lewe nie. Dit beteken 'n mens kan dink jy staan reg voor God, maar daar is sekere dinge wat verkeerd is in die oë van die Here. 'n Mens kan elke dag na die woord luister. Jy kan instemmend knik. Jy kan selfs ander mense leer. En tog nie self gaan verander
binne in jou eie hart en in jou eie lewe nie. Dit is moontlik om geestelik ingelig te wees, maar tog ongehoorsaam te bly. Jakobus gaan selfs verder in Jakobus 2 vers 17, wanneer hy sê, so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Dit beteken nie werke red ons nie. Die werke wat jy doen, kan jou nie red nie. Maar slegs 'n lewende geloof in Jesus Christus is 'n bewys van die sigbaarheid van 'n geloof wat vrug dra. As daar geen verandering in jou lewe is nie, en as daar geen groei in jou lewe is nie, geen stryd teen die sonde is nie, geen begeerte om Jesus elke dag na te volg nie, dan moet ons eerlik vir onsself afvra, is dit werklik 'n ware geloof? 1 Johannes 2 vers 4 sê, hy wat sê, ek ken Jesus en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar. Dit is nie sagte taal wat hier geskryf staan nie. Johannes wys dat die toets van ware geloof, die ware kennis van Christus, gehoorsaamheid is. Ons kan nie sê ons ken hom, maar doelbewus die woord van God ignoreer nie. En dan hoor ons Jesus self ook in Johannes 14 vers 15 as hy sê, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Hier word gehoorsaamheid 'n saak van liefde, liewe broeder en suster. Wanneer ons werklik besef wie Christus is en wat hy vir ons kom doen het, dan begin gehoorsaamheid 'n liefdesantwoord word. Dis nie net 'n plig nie, dit is toewyding aan die God van hemel en aarde. Romeine 10 vers 9 sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, dan sal jy gered word. Die belydenis is nie net Jesus red nie, maar Jesus is Here. En dit beteken hy het gesag. Hy regeer. Nie net in die wêreld nie, maar in jou lewe. En as hy in jou lewe regeer, dan moet jy aan hom gehoorsaam wees. Kolossense 1 vers 18 leer ons dat Christus die hoof is van sy kerk. En as hy die hoof van die kerk is, dan lei hy ons. Hy rig ons op ons lewenspad. Hy beheer ons lewe. 'n Liggaam wat nie luister na die hoof nie, funksioneer nie reg nie. Net so kan 'n Christen nie onafhanklik van Jesus lewe en tog sê hy ken die Here nie. En hier sien ons, liewe broeder en suster, Jesus as ons volmaakte voorbeeld. Filippense 2 vers 8 sê, hy het homself verneder en gehoorsaam geword tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Jesus het nie sy eie gemak hier op aarde kom soek nie. Hy het nie sy eie eer hier op aarde kom soek in sy aardse bediening nie. Hy het sy Vader gehoorsaam, selfs toe dit hom die kruisdood gekos het. In Lukas 22 vers 42 bid hy, net voor sy kruisiging, Here, nie my wil nie, maar laat u wil geskied. En hier sien ons, geliefdes, die ware onderwerping, die ware nederigheid en die ware gehoorsaamheid. As die Seun van God bereid was om sy lewe af te lê, hoeveel te meer moet ons ook nie buig onder sy gesag nie? En ons kan nie sê, Here, ek glo u, maar aanhou om my eie pad te gaan loop nie, en heeltyd teen God se woord te kies, en ongehoorsaam te wees nie.
Om hom Here te noem in my lewe, beteken dat ons planne, ons begeertes, en selfs ons trots, onder sy gesag plaas, en gehoorsaam aan hom sal wees. Psalm 1 beskryf die man, wat sy vreugde in die wet van die Here vind, en daaroor gaan nadink dag en nag. Die psalmskrywer sê hy is soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte dra op sy tyd en die blare van hom verwelk nooit nie. Hierdie, broeder en suster, is 'n beeld van stabiliteit, van groei en van seën. Hierdie standvastigheid kom nie vanuit jouself nie. Dit groei uit 'n lewe wat gewortel is in gehoorsaamheid aan die lewende God en aan sy woord. Jesus waarsku in Matteus 7 vers 21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar slegs hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. En hier bevestig Jesus weer die waarheid van ons teks van vandag in Lukas 6 vers 46. Woorde alleen is nie genoeg nie. Wanneer die storms van die lewe kom, of dit nou beproewings is wat jou tref, of dit die grootste hartseer is, 'n geliefde wat deur die dood weggeneem is, siekte waaroor jy geen beheer het nie, versoekings wat op jou toesak, vervolgings ter wille van jou geloof, wys dit of ons geloof werklik op die rots Jesus Christus gebou is, en of dit werklik op gehoorsaamheid aan hom gebou is. 'n Lewe wat volgens God se woord ingerig is, staan vas. Dis in God geanker. 'n Lewe wat net op emosie gebou is, of op tradisie, dit wankel baie maklik. Gehoorsaamheid aan God, broeder en suster, gee diepte in jou geloof. Dit laat ons wortels dieper groei in Christus. En ons moet baie duidelik wees. Ons gehoorsaamheid is nie om gered te word nie. Want Efesiërs 2 vers 8 en 9 leer vir ons dat ons uit genade gered word, deur die geloof en nie uit ons werke nie. Ons kan niks bydra tot ons verlossing nie. Maar tog kom Paulus in Efesiërs 2 vers 10 en hy voeg by, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke. Goeie werke is nie die grond van ons redding nie, dis die gevolg van ons redding. Wanneer God ons red, dan verander hy ons harte, hy maak ons lewens nuut, hy plaas ons op 'n nuwe pad, sy genade oorspoel ons lewe. En Titus 2 vers 11 en 12 sê dat die genade van God ons leer om die goddeloosheid te verloon en godvrugtig te lewe tot sy eer. As ek en jy God se genade beleef, is dit nie 'n lisensie om nou ewe skielik nog meer sonde te gaan doen nie. Dit gee ons nie toestemming om te gaan lewe soos ons wil nie. Dit is krag om anders te gaan leef vir God en vir Jesus. 2 Korintiërs 5 vers 15 sê, en hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterwe en opgewek is. En hier, liewe broeder en suster, lê die diepste motief vir gehoorsaamheid, naamlik liefde en dankbaarheid. Wanneer ek en jy na die kruis van Jesus kyk, en wat hy vir ons gelei het op Golgotha, die geweldige pyn, die bloedvergieting, sy liggaam wat vir ons verbrysel is,
dan besef 'n mens dat Jesus gewillig sy lewe vir ons gegee het, om ons te kom red, om ons in 'n nuwe verhouding met hom te stel, en dan begin ons harte verander. Dan wil ons nie meer vir onsself leef nie, maar dan wil ek gehoorsaam aan die Here wees. Ek wil vir Jesus lewe, ek wil my alles vir hom gee. En daarom die vraag vandag aan ons almal, waarom noem ons hom Here, maar ons gaan doen nie wat hy sê nie? Die Here roep ons vandag tot eerlike selfondersoek. Nie om ons te kom veroordeel nie, maar om ons te kom red. Om weer opnuut na my lewe te gaan kyk en om seker te maak dat ek gehoorsaam aan die Here is, dat ek lief is vir hom. Hy roep ons om nie net hoorders te wees nie, maar daders van sy woord. Jesus is ons verlosser. Jesus is ons Here. Jesus is ons voorbeeld. Mag ons belydenis wys dat ons elke dag vir Jesus lewe. Mag ons nie net sê Here, Here nie, maar laat ons met oorgawe vandag en elke dag gaan lewe tot sy eer deur goeie werke te doen, in gehoorsaamheid vir hom te lewe en openlik te kan bely, Here, nie my wil nie, maar u wil. Amen. Kom ons bid saam. Dierbare God en Hemelse Vader, baie dankie dat ons vandag so wonderlik vanuit u woord 'n suiwer boodskap uit die hemel kon kry. 'n geïnspireerde boodskap deur die Heilige Gees. 'n boodskap wat ons tot nuwe nadenke wil bring oor ons eie lewe. Vandag wil ons sonde voor u kom bely. Here, hoe dikwels kies ons nie ons eie pad nie. Hoe dikwels kies ons nie verkeerd en vir die wêreld en vir myself nie. Vergewe ons. Laat die Heilige Gees kragtig in ons werk, om ons in 'n nuwe verhouding met u te stel, om aan u gehoorsaam te wees, toegewyd te wees, heilig te lewe, en dat ons geloof nie net lippetaal sal wees nie, maar werklik goeie werke en goeie dade tot eer van die Here. Dankie vir u woord wat suiwer is. Laat hierdie kosbare boodskap vandag ons in die regte verhouding met Jesus Christus laat lewe, dat u naam geëer kan word, dat die koninkryk gebou kan word, en dat ons vrugte van dankbaarheid kan voortbring elke dag in ons lewe. Vul ons vandag met u vrede, met die genade, trek ons nader, en laat ons lewens u verheerlik, in woord en in daad, elke dag van ons lewe. Ons vra dit alles, nie omdat ons dit verdien nie, maar in die naam van Jesus Christus, die Here van die Here, en die Koning van ons harte. Amen.